ChatGPT, kan jy my wiskundehuiswerk vir my doen? Wat maak jy? Soos wat lyk dit? Ek toets of kunsmatige intelligensie, of kort, KI vir my skoolwerk kan doen. Sjoe, jy's lui. Wat gaan gebeur as KI al ons onderwysers vervang? Geen eksamens nie, geen huiswerk nie. Net robotte wat vir ons alles leer. Goeiemôre kinders, vandag gaan ons leer hoe om mense se breine oorbodig te maak. Sit terug, ontspan en moet nie dink nie. Nee! Of wat? Is dit regtig so erg? Wat as KI eintlik net ons leer help, maar nie ons breine vervang nie? Voorsitter, ek is Kirsty en ek en my spanmaats Danica, Anja en Megan gaan u in 'n paar minute oortuig dat KI nie onderwysers sal vervang nie. KI is slim, maar dit verstaan nie emosies, kreatiwiteit of kritiese denke soos 'n mens nie. KI gaan nie onderwysers vervang nie, maar die onderwysers wat tegnologie gebruik, gaan die vervang wat dit nie doen nie. Onderwysers kan kreatief wees op maniere wat KI nooit sal wees nie. Dames en here, hou vas aan jou breinselle. Want ons is gereed om hierdie argument te begin. Eerste aan die beurt is Danica en sy gaan ons oortuig dat KI dalk slim is, maar dit verstaan nie emosies, kreatiwiteit of kritiese denke soos 'n mens nie. Danica, dis net jy, die vloer en 'n klomp mense wat wag om oortuig te word. Mense, ons het 'n groot probleem. KI is besig om oor te neem. Binnekort sal al ons wiskundejuffrouens en taalonderwysers vervang word deur robotte. Maar voordat jy begin paniekerig raak en jou skoolboek vir Siri begin wys, kom ek sê gou iets. KI lyk dalk slim, maar dit verstaan nie soos ons verstaan nie. Dit voel nie, dit dink nie krities nie. Dit kan nie in die oggend sê, Ja, lyk moeg my kind. Kom ons vat vandag 'n bietjie stadiger. nee. En dit is die verskil. Ag nee, wat? As KI nou eintlik so slim was, sou dit al geweet het hoe om my te verstaan as ek vra. ChatGPT, doen my huiswerk. Maar nee, dit sê altyd, ek kan jou, maar ek kan nie 'n skoolwerk vir jou doen nie. Wat 'n vervelige robot is dit? Ek wil hê moet my skoolwerk vir my doen, nie vir my vrae terugvra nie. En weet julle wat? My hond verstaan my beter as daai robot. Ten minste gee my 'n high five nadat ek klaar is met 'n opstel. En kom ons wees eerlik. Kan KI regtig verstaan as 'n juffrou sê, ek gaan nie kwaad wees nie. Sê net wie die venster gebreek het. Dis 'n lokval. Presies. En net 'n menslike juffrou weet dat haar stemtoon beteken. Ek is reeds kwaad, maar ek wil weet wie ek moet straf. KI verstaan nie subteks nie. Dit verstaan nie sarkasme nie. As jy vir dit sê, ag, dankie tog vir nog 'n wiskundetoets, dan dink dit jy's ernstig. Dis tragies. Presies. KI mag dalk slim wees, maar dit verstaan nie emosies, kreatiwiteit of menslike gedrag nie. Volgens die artikel, kunsmatige intelligensie kan nie onderwysers vervang. Op cosmos.com van 8 Oktober 2023 beklemtoon die onderwyser Florence Vermeulen die deurslaggewende rol wat opvoeders speel in die aanpassing by veranderende tegnologie en die koestering van noodsaaklike vaardighede. Hy sê onderwysers is mentors, gidse en fasiliteerders van die leerproses. En dit kan jy nie in 'n rekenaar programmeer nie. Ja, KI kan vir jou som uitwerk, maar gaan dit vir jou sê, mooi so, jy's 'n ster as jy dit reg kry? Nee, en as jy dit verkeerd kry, KI gaan nie sê, dit is reg
probeer weer. Jy's amper daar nie. Dit gaan net jou 'n rooi gee en dit laat voel soos 'n 0. En dan sit jy nie en huil, terwyl die rekenaar vir jou sê, Onthou om asseblief weer te probeer. Dis hoekom ons onderwysers nooit vervang kan word nie. Hulle sien as jy stil is. En hulle weet dis nie omdat jy stout is nie, maar dalk omdat iets in jou hartseer is. Hulle gee nie net antwoorde nie, hulle gee hoop. So wanneer ons voel so stikkende rekenaars, is hulle die een wat vir ons sê, kom ek help jou om weer aan te skakel. En moenie vir my sê, KI is kreatief nie. Ek het die een keer gevra dat dit vir my 'n storie moet skryf oor 'n hond wat leer vlieg. Die arme robot het gesê, die hond het vlerke gekry in 'n wetenskaplike eksperiment. Wat van 'n bietjie verbeelding? Wat van 'n hond wat droom, probeer, val, opstaan en dan van 'n dak afspring met 'n superheld se mantel aan. Dis kreatiwiteit. Dis menslik. So ja, KI mag dalk vinniger wees, slimmer wees en dalk ook jou hulpmiddel wees. Maar totdat 'n robot my 'n sjokolade kan gee na 'n moeilike toets, totdat my 'n grappie kan vertel wat ek regtig snaaks vind, totdat my in die oë kan kyk en sê, Ek glo in jou. lang lewe Die onderwysers. volgende aan die week is Anja en sy gaan ons vertel dat KI net die tegnologie gestremde onderwysers sal vervang. KI gaan nie onderwysers vervang nie, maar dit gaan beslis die onderwysers vervang. Wat nog dink, 'n oorlog op projektor is 'n tegnologiese wonderwerk. As 'n juffrou nog met 'n stuk kruit rondloop en sê, ek glo nie in al hierdie rekenaargoeders nie, is sy dalk in die moeilikheid. Maar die slim onderwysers, daardie wat KI gebruik om vinnig vraestelle te merk, flitskaarte te maak en vir ons cool aanlyn speletjies gee om te leer, hulle gaan wen. Waarskuwing. As jy nie tegnologie gebruik nie, gaan jy vervang word. Berei vir uittrede. Kyk, niemand wil KI moet al ons onderwysers vervang nie. Maar as jy 'n keuse het tussen 'n juffrou wat vir jou 'n interaktiewe wetenskap-eksperiment op 'n slim skerm wys en een wat op 'n ou verweerde plakkaat wys, wie gaan jy kies? Dis hoekom ons sê, KI is nie die vyand van ons onderwysers nie, maar dit is beslis 'n toets vir wie bereid is om saam met tegnologie te groei. En Ryan van der Berg, Pedagoog en uitvoerende hoof vir die Sentrum van Tegnologie, stem saam met ons. Hy sê in sy onderhoud van 14 Januarie 2025 is kunsmatige intelligensie gewens in skole met Naomi May op RSG. Tegnologie nie onderwysers sal vervang nie, maar die onderwysers wat tegnologie goed aanwend, die sal vervang wat dit nie doen nie. So die vraag is nie, gaan KI onderwysers vervang nie. Die regte vraag is, gaan onderwysers bybly met KI of gaan hulle soos 'n VHS videokassette verdwyn? Een ding is seker, die beste onderwysers sal altyd nodig wees. En as hulle slim is, sal hulle KI gebruik om nog beter te word. Laaste aan die week is Megan en sy gaan ons oortuig dat KI nie kreatief soos ons ou onderwysers is nie. KI is slim, maar weet julle wat dit nie kan doen nie? Dit kan nie kreatief wees nie. En ek bedoel nie net om kuns te maak nie. Ek bedoel in die manier waarop onderwysers lesse aanpas. Ja, onderwysers is daarvan gewoond om vinnig aan te pas. Hulle sal 'n les kan verander op bloute wanneer die klas aan die begin van die les voel. KI het nie die vermoë om 'n verrassende draai te neem nie. As jy byvoorbeeld nie gelukkig voel aan die begin van 'n klas nie, sal die onderwyser dalk 'n speletjie of 'n oefening gebruik om die spanning in die klas op te lig. KI sal net les voortgaan. Presies. Onderwysers is die meesters van improvisasie. Hulle maak die les interessanter.
KI kan nie daardie soort spontaan kreatiwiteit bring nie. Volgens 'n artikel deur Susan O'Reilly en Dr. Marietta Stein, dosent aan Akademia se webtuiste. Van Januarie 2025 is dit onderwysers se plig om leerders te leer om krities, kreatief en eties te werk met inligting en data. Dit berei leerders voor om verantwoordelik besluite te neem in 'n KI-gedrewe samelewing. Die perspektief ondersteun die idee dat onderwysers deur die bevordering van kreatiwiteit en kritiese denke 'n spesiale dimensie van onderrig bring wat KI nie kan vervang nie. KI is nie in staat om 'n klas op 'n manier te inspireer soos wat 'n onderwyser kan nie. En hoe cool is dit nie? KI sal jou inligting gee, maar dit sal nooit daardie spontaan kreatiewe oomblik hê wat onderwysers sal bring nie. Voorsitter, dames en here, as ons alles saamvat, is dit duidelik. KI mag dalk slim wees, maar dis nie slim genoeg om onderwysers te vervang nie. Kom aan, jy kan nie net 'n masjien in die voorpunt van 'n klas sit nie. Dit kan nie wat is in jou kosblik vrae beantwoord nie. En dit is nie net dat KI 'n gunsteling onderwysers sal vervang nie. KI gaan nie onderwysers vervang nie. Maar wat wel gaan gebeur, is dat die onderwysers wat nie tegnologie gebruik nie, dalk eendag in die verlede gaan bly. Terwyl die tegnologiese toonbare onderwysers die eerste ry sitplek kry. En om alles af te sluit, onderwysers is kreatief. En ek bedoel nie net in 'n het 'n kreatiewe oplossing vir jou huiswerk manier nie, maar in 'n sal 'n speletjie op die sper van die oomblik begin om die klas te vermaak manier. KI sal nooit vir jou die verrassing bring nie. So as jy uit in 'n klaskamer sit waar 'n robot lesse gee, onthou net, jy kan dalk die antwoord kry, maar jy gaan nie die koekies en kreatiwiteit kry wat 'n onderwyser sal bring nie. Wat kies jy? 'n KI wat die regte antwoord het? Of 'n mens wat die regte moed het om jou weer aan die gang te kry? Duidelik, ons sal altyd menslike onderwysers nodig hê. KI kan nie 'n koeldrink bring nie. Dit kan nie jou vriend wees nie. En dit kan nie 'n les verander nie. So nee, KI mag dalk slim wees, maar ons wil kies 'n onderwyser waarmee ons kan praat. Lang lewe Die onderwysers!